Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 3, 11 tot 17 Julie, 1 in Christus. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gee om rondom U woord te kan vergader. Terwyl ons hierdie week se studie begin, vra ons dat U Gees asseblief ons harte en ons gedagtes mag oopmaak vir dit wat U ons wil leer oor ons verhouding met U en die diep verbondenheid wat ons deur Jesus met U mag hê. Help ons asseblief dat ons mag verstaan en seën asseblief vir die studie vir elkeen van ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17, Romeine 1 vers 29, 1 Korintiërs 1 vers 10, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4, Filippense 2 vers 5 tot 8, 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28 en Kolossense 1 vers 24. Geheeteks 1 Korintiërs 1 vers 10. En nou, broeders en susters, pleit ek by julle in die naam van ons Here Jesus Christus om eendragtig saam te staan, een in julle oortuigings. Daar mag nie groepvorming onder julle wees nie. Julle moet van harte saamstem in julle denke en in julle visie. 1 Korintiërs 1 vers 10. Enige een wat wilde diere waarneem, weet dat party van hulle in troppe, skole of swerms saamwoon, met net die grootte van elke spesiesin wat varieer. Van wolwe tot dolfyne tot swerfmure, groepvorming en saamstaan is wat hulle doen. Chimpansees is veral bekend vir hul geweldige gehegte maatskaplike bande met groepe wat uit 15 tot 150 lede bestaan. Dinge gaan natuurlik nie altyd so vlot tussen die lede nie. Soms beklei hulle met mekaar. En mense is ook tot 'n mate so. Nie net vorm ons ook groepe nie, maar ons stamp ook koppe in daardie groepe. Dit is 'n voldonge feit, selfs in die gemeentes. Klieke vorm, dikwels om een of ander karismatiese leier. Veel erger, die een kliek kom nie met die ander oor die weg nie. Dan dink ek ontaard daardie klieke in faksies en daardie gepaste dog nare woordjie uit die politieke sfeer kom te voorskyn, binne gevegte in die kerk. Het jy dit al ooit in jou gemeente beleef? Indien wel, het jy benul waarmee Paulus in Korinthe te kampe gehad het? Van dese week bekyk ons die eerste sendbrief aan die Korintiërs, hoofstukke 1 tot 4, waar die apostel Paulus die probleem van risies in kerkverband aanroer, asook hoe om dit te oorkom, te wete deur samehorigheid in Christus. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 18 Julie.